Na meer as 500 jaar se afwagting van geslagte lank, deur geweldige moeilike jare van verslawing en verdrukking, en dan nog hierdie traumatiese reis deur die woestyn van 40 jaar, waar tydens al die volwassenes wat uit Egipte gekom het sterf, en dit net die nuwe jongklomp is, wat nou groot geword het. Na soveel jaar in verwagting en lyding en swaar kry, is hulle hier. Die Here bring hulle uiteindelik daar by die beloofde land, wat hy al van Abraham se tyd aan hulle beloof het. En dadelik was dit baie duidelik dat God by hulle was om die land vir hulle te gee. Hy het die Jordaanrivier, wat oor sy walle in vloed was, oorstroom, het hy opgedam, sodat hulle met droë voete daardeur kon stap. En dan daai mure van Jerigo, daai geweldige verdedigingsmure, wat in mekaar stort, dat hulle die stad oorwin, sonder stamp of stoot. Die Here was by hulle, hy gee hulle vir die land, hulle is gereed en hulle is opgewonde om hierdie land in besit te neem, en voor hulle lê die volgende stad, Ai. En dis maar 'n ou klein stadjie, as jy hom vergelyk met wat Jerigo was. En in hulle opgewondenheid, kom ons lees wat verder gebeur. Ek gaan by vers 2 lees, want vers 1 gee eintlik 'n opsomming van hierdie hele gedeelte. So ek gaan van vers 2 af lees, en dan kom ek laaste terug, en ek lees vers 1. Na hierdie Jerigo geval, Josua het van Jerigo af manne gestuur na Ai toe, naby Bet-awen, oos van Bet-el, en vir hulle gesê, gaan verken die land. Die manne is toe weg, en het Ai verken. Toe hulle by Josua terugkom, sê hulle vir hom, dit is nie nodig dat al die manskappe gaan nie. So 2 of 3.000 man kan gaan en Ai inneem. Die manskappe hoef hulle nie almal daar te gaan moeg maak nie. Daar is min mense in Ai. Daar het omtrent 3.000 man daarheen opgetrek, maar hulle moes op die vlug slaan vir die mense van Ai, en die het omtrent 36 van hulle doodgemaak. Die mense van Ai het van die stadspoorte af op hulle hakke gebly, tot by die klipskeure, en hulle daar teen die afdraand doodgemaak. Die volk se moed is gebreek. En Josua het sy klere geskeur, en tot die aand toe met sy gesig op die grond gelê voor die ark van die Here, hy en die leiers van Israel. Hulle het stof op hulle koppe gegooi. Daarna het Josua gesê, ag Here, waarom het U eintlik hierdie volk oor die Jordaan gebring? Om ons in die mag van die Amoriete oor te gee, dat hulle ons kan uitroei? Het ons tog maar liewer oor kan die Jordaan gebly. Here, wat moet ek sê, nou dat Israel vir sy vyande moes vlug? Die Kanaaniete en al die inwoners van die land sal daarvan hoor en ons omsingel en alle gedagtenis van ons uit die land uitroei. Wat sal U dan doen om die grootheid van die naam te verseker? Toe sê die Here vir Josua, staan op. Hoekom lê jy met jou gesig in die grond? Israel het gesondig en my verbond met wat ek met hulle opgelê het verbreek. Hulle het van die goed wat aan my gewy is gevat. Hulle het gesteel, hulle het gelieg en van die goed by hulle sin gesit. Daarom kan die Israeliete nie teen hulle vyande staande bly nie. Hulle vlug vir hulle vyande omdat hulle nie self mense geword het omdat hulle nou self mense geword het wat vernietig moet word. As hulle nie al die gewyde goed tussen hulle verwyder nie, sal ek nie meer by julle bly nie. Staan op, reinig die volk, sê vir hulle, reinig julle vanmôre, want so sê die Here die God van Israel, daar is gewyde goed tussen julle Israel, julle kan nie teen julle vyande staande bly as julle nie die gewyde goed tussen julle verwyder nie. Kom môre nader, volgens julle stamme, die stam wat deur die Here aangewys word, moet volgens die families naderkom, en die familie wat die Here aangewys word, moet volgens gesinne naderkom, en die gesin wat deur die Here aangewys word, moet man vir man naderkom. Die man wat gevang word met die gewyde goed, moet verbrand word, hy en al sy mense, want hy het die verbond van die Here verbreek en 'n roekelose sonde in Israel begaan.
Joshua het die môre vroeg opgestaan en Israel volgens die stamme laat naderkom. En die stam van Juda is aangewys. Toe het hy die families van Juda laat naderkom en die Serach familie aangewys. En toe het die Serach familie man vir man laat naderkom, is Sabdi aangewys. Toe het hy die gesin van Sabdi man vir man laat naderkom, is Akan, seun van Karmi, seun van Sabdi, seun van Serach uit die Juda stam aangewys. Joshua het vir Akan gesê, my seun, gee tog aan die Here die goed van Israel, die God van Israel die eer wat hom toekom, en doen belydenis voor hom. Sê vir my wat jy gedoen het. Moet dit nie vir my wegsteek nie. Toe sê Akan vir Joshua, dit is waar. Ek het gesondig teen die Here, die God van Israel. Wat ek gedoen het is dit. Ek het onder die buit pragtige kleure uit Sinar gesien, en ook so wat 2 kilogram silwer en 'n staaf goud van meer as 'n halwe kilogram. Ek wou dit baie graag hê, en ek het dit gevat. Dit is in die grond in my tent begrawe. Die silwer is heel onder. Joshua het mense gestuur, en hulle het na die tent toe gehardloop, en daar kry hulle toe die goed in Akan se tent, die silwer onder. Hulle het die goed uitgehaal en na Joshua en al die Israeliete toe gebring. Toe hulle dit daar voor die Here uitskit, vat Joshua en die hele Israel saam met hom vir Akan, seun van Serach, en bring hom na die Akor-laagte toe, en ook die silwer en die klere en die staaf goud. Akan se seuns en dogters, sy beeste, sy donkies, sy kleinvee, sy tent, alles wat aan hom behoort. Joshua het gesê, jy het die dood oor ons gebring. Vandag bring die Here die dood oor jou. Die hele Israel het toe vir Akan met klippe doodgegooi, en hom en sy mense en sy besittings verbrand en met klippe toegegooi. Hulle het 'n groot hoop klippe bo oorgepak. Dit is vandag nog daar. Daarna het die Here se toorn bedaar. Hulle noem die plek tot vandag toe die Akor-laagte. En nou sal jy verstaan vers 1. Die Israeliete het troueloos gehandel met die banoffer wat aan die Here behoort het. Akan, seun van Karmi, seun van Sabdi, seun van Serach uit die Juda stam, het van die goed wat aan die Here gewy was gevat, en daardeur het die toorn van die Here teen die Israeliete ontvlam. Dis die woord van die Here. Kan jy jou die ontnugtering van die volk indink? Na die euforie van Jerigo, wat voor hulle in mekaar tuimel, kom hulle by die klein Ai, en hulle moet hol vir hulle lewe. Het God dan nie gesê dat hy die land aan hulle gaan gee nie? Hulle het tog self sy magtige teenwoordigheid beleef, toe hulle droog deur die Jordaan geloop het. Sonder dat hulle 'n vinger verroer het, het hulle die magtige mure van Jerigo voor hulle oorgestap, want God het dit laat verkrummel voor hulle, sonder dat hulle 'n hand daarvoor moes optel. Was God dan nie meer by hulle nie? Was God dan nie meer aan hulle kant nie? Hulle moed was gebreek. Die ou vertaling wat nader aan die oorspronklike is, sê, hulle harte het gesmelt, soos water geword. So ironies, voorheen was dat die Kanaaniete wat vreesbevange was vir God se beskerming van sy volk. En nou is dit God se volk wat vreesbevange is, omdat hy hulle nie beskerm nie. Waarom het hulle aanval misluk? Waarom die nederlaag? Waarom moes hulle op die vlug slaan? Menslik gesproke, sou mens kon kyk daarna en dalk sou hulle kon sê, maar ons was oorgerus. Wie sou nie oorgerus gewees het na Jerigo nie? Mense sou kon sê, dis dalk Joshua se leierskap wat ontbreek het, want hy het maar net gehoor wat die verkenners sê, en toe gaan doen hulle dit, hy het nie eens saamgegaan.
Jy sou kon sê hulle dalk te veel op hulle self vertrou. Hulle het nie eens die ark van die Here, sy simbool van teenwoordigheid saamgevat nie. Ons lees nie eens dat hulle gebid het en gevra het vir leiding of dat hulle gewag het tot hy dit gee nie. Dis reg dat mense wil verstaan. En dan begin jy spekuleer oor wat die moontlike redes daarvoor kon wees en dan bly dit maar net spekulasie wat tas in die mis, wat heeltemal mistas en glad nie die waarheid kan beetkry nie. Dis opvallend dat Joshua en die leiers maar soos tipiese mense reageer in hulle nood en hulle verwarring. Net soos Adam en Eva destyds ook. Mens hoor vandag nog steeds, wanneer daar verseerslike goed gebeur, dan is dit asof God die eerste een is wat geblameer word daarvoor. Hoe kan hy? Waar is hy dan? Waarom het hy ons oor die Jordaanrivier laat trek? Hallo Joshua, waar was jy toe God vir jou gesê het? Waarom het jy rug op ons gedraai? Wat gaan hy tog doen as die hele Kanaan besef dat ons oorwin kan word en hulle trek saam en hulle verwyder ons van hierdie aarde af? Dit is maklik vir ons om vandag terug te kyk en die perspektiewe daarvan te sien, want ons sien hoe die verhaal uitgeloop. Maar weet jy, dis nie maar in ons eie lewe ook so dat ons dieselfde is en dat ons totaal perspektief verloor oor God en sy groter plan wanneer ons in ons krisis is. Dan vra ons maar vrae wat net soos hierdie lyk. God dank, deur die inspirasie van die Heilige Gees, gee die skrywer van hierdie verhaal vir ons die waarheid. Sodat ons God kan ken en sodat ons daaruit kan leer. Dit was God wat hulle laat misluk het. Dit was hy wat hulle in die nederlaag gebring het. Met 'n baie, baie goeie rede. Onthou jy die man wat Joshua gesien het daarna by Jerigo, die man met die swaard wat voor hom gestaan het, wat eintlik Jesus Christus self was, wat in die gedaante van 'n mens aan hom verskyn het. En toe Joshua vir hom vra aan wie se kant is dit? Is hy aan Israel se kant of die Kanaaniete, het hy geantwoord nee. Want hy is die aanvoerder van die Here se leermag en hy is aan God se kant. En met hierdie eerste aanval op Ai was Israel nie aan God se kant. Nie meer nie. Nog voordat hulle Jerigo ingeneem het God 'n duidelike bevel vir hulle gegee. Ons het dit verlede week gelees. Dat hulle die stad met 'n banvloek moes tref. Met ander woorde, hulle moes alles en almal aan God afsonder vir sy oordeel en sy straf, omdat hulle maat van sonde vol geword het. Almal moes doodgemaak word en verbrand word. Alles. Behalwe die edelmetale, die goud en die silwer en die yster wat hulle moes terughou vir die skatkis van die Here. Nadat hy daai opdrag vir hulle gegee het hy nog verder gegaan en hulle 'n ekstra waarskuwing gegee. Dat as hulle van die goed sou vat, dan sal die hele Israel onder die ban kom. Dat die hele Israel onder ongeluk gestort sal word. Dat hulle self vernietig sal word. Moenie van God se goed vat nie. Moenie God se goed vir jouself hou nie. En die gevolge wat gebeur by Ai is presies dit wat God gesê het sal gebeur. Mens kan God se frustrasie hoor in hierdie woorde met Joshua en die oudstes, is dit nie? Staan tog net op, wat lê jy met jou gesig in die grond? Israel het gesondig. Hulle het die verbond van God oortree. Hulle het oor die lyn getree, hulle is nou aan die ander kant. Hulle is nie meer aan God se kant nie. En solank as wat hulle aan die ander kant is, sal hulle nie standhou voor hulle vyande nie. Hulle sal een na die ander hinderlaag lei. Tensy hulle die bangoed wat God se was, wat hulle by hom gesteel het, gaan teruggee. Meer nog, die ban is nie net vir die goed wat hulle gevat het nie, maar ook vir die een wat dit gevat het. Soos Jerigo se mense met die banvloek getref moes word, so moes die een wat God se goed gesteel het, ook met die banvloek getref word. Dis 'n geweldige kontras hierdie, is dit nie? Dink 'n bietjie daaraan. Uit Jerigo
word een vrou en haar gesin uit die banvloek uitgered en in God se volk ontvang. En nou word 'n man en sy gesin uit die volk van God uitgeban, soos Jerigo en sy mense. God gee die opdrag hoe hulle die skuldige moet vind en die hele proses uiteindelik word Akan aangewys. Saam met almal staan hy nou voor God wat alles weet. Hy kan niks wegsteek nie. En hy bely sy sonde. In die manier wat Akan sy sonde bely, is daar baie te leer van hoe die sonde met ons werk en hoe die sonde ons beetkry en bekruip en oorval. Eers het dit begin met die pragtige en die waardevolle goed wat hy gesien het. En toe begeer hy dit. En toe kry hy die geleentheid om daarvan te vat en toe steek hy dit weg. Dis hoe sonde werk. Ons lees in Jakobus 1 ook daarvan. Daar lees ons dat mens deur jou eie, dat jy verlei en meegevoer word deur jou eie begeertes. En dat wanneer daai begeertes bevredig word, wanneer die begeertes bevredig word, gee dit geboorte van sonde. En wanneer die sonde groot geword het en uitgegroei het, bring dit die dood. Sonde begin daarby dat ons iets anders begeer as wat God gee. Dit kan verskillende goed vir verskillende mense wees. Vir party kan dit die begeerte wees na geld en goed. Dalk mag of invloed. Vir ander is dit gewildheid of meer waardering. Dink maar, wat is dit in jou geval? Wat is dit wat God meer verander gee is vir jou? En dat jy nie anders kan, dit word later vir jou die eerste ding waaraan jy dink in die môre en die laaste ding voor jy gaan slaap. Dis soos 'n seertoon, alles raak daaraan. En as jy nou moeilikheid wil soek, as jy nou sonde wil hê, gaan dan na plekke toe waar hierdie goed is waar jy so begeer. Sodat jy dit kan sien en meer sien en sodat dit daardie begeerte in jou kan voed, sodat hy al sterker word. En as jy lank genoeg daar is, dan sien jy die geleentheid om ietsie daarvan te vat of terug te hou vir jouself. En as jy dit gevat het, dan moet jy wegsteek. Dan moet jy wegsteek. En die oomblik wanneer jy weggesteek het, dan word dit soos 'n spiraal wat aanhoudend loop en loop en loop. Gou-gou verlei die duiwelse wêreld jou. En voor jy oë uitvee, is dit 'n sondespiraal wat net al dieper en seerder word. Maar weet jy, is dit nie maar almal vir ons se bede nie, dat God ons tog so mag vul met 'n brandende begeerte vir hom en na wat hy wil, dat daar nie meer plek in ons sal wees om enigiets anders te begeer nie. Dat al ons begeerteplekke vol van hom sal wees. Dat ons hom sal sien en sal vat en ons hoef niks daarvan weg te steek. Niks terug te hou van hierdie wêreldse goed nie. Hy kom en hy gee hom vir ons. Mag dit tog ons begeerte wees. Mag dit die eerste begeerte wees in die môre as jy wakker word, die laaste een as jy gaan slaap en die hele dag deur. En toe laat God presies gebeur met Akan wat hy gesê het sal gebeur. Hy eis die bangoed terug en die een wat dit gesteel het. Nie net Akan nie, sy hele gesin en alles wat syne is. Daar sal niks van Akan oorbly nie. Nie van sy goed nie en niks van 'n nageslag van Akan wat verder sal gaan. God eis almal op in sy ban. Presies soos wat hy gewaarsku het. Dit is baie duidelik dat hier 'n les is vir ons om nie goed terug te hou wat aan die Here behoort nie. Dat die gawes wat hy vir jou gee nie vir jou bedoel is nie.
Ja, om daarvan te gebruik en te geniet, inderdaad. Maar baie van wat hy vir jou gee is eintlik sodat jy dit verder sal aangee. Maar goed, behalwe dit en behalwe dit wat ek reeds uitgewys het van hoe die sonde met ons loop, is hier tog iets anders wat ons ook moet kyk. Eers wil ek wys op iets wat dit nie sê nie, en dan op wat dit wel kan inhou. Hierdie verhaal leer glad nie dat alle moeilikheid in 'n lewe of in die geloofsgemeenskap noodwendig die gevolge is van iemand se sonde nie. Lees maar die res van die Bybel. Dis nie wat hierdie teks leer nie. As dinge sou skeefloop, dan kan ons nie maar bloot op 'n tipe van 'n heksejag uitgaan en mekaar konfronteer soos in 'n tipe van 'n inkwisisie om uit te vind wie in die gemeente se sondes moet ons uitsort sodat dit met die gemeente beter kan gaan nie. Dis nie wat hierdie teks leer nie. Daar is gemeenskappe in ons land wat alle moeilikheid in die lewe en alle swaar kry in die lewe toeskryf aan wat iemand anders gedoen het. Iemand anders se invloed, selfs 'n vloek wat iemand anders sou uitspreek. Dis nie wat die Bybel leer nie. In Jesus Christus is ons totaal daarvan verlos. Hy het alle magte. Het hy die gesag oor. Ons het niks te vrees vir enige aan sulke goed. Maar wat hierdie boodskap wel inhou, saam met die waarskuwing van hoe sonde ons bekruip, saam met die waarskuwing dat ons nie van God se goed vir ons moet terughou nie, is hier tog baie duidelik die boodskap dat ons besef dat sonde wat ons self in ons privaatheid doen, asof niemand anders daarvan weet nie, dat God alles weet. Hy is by jou en by my. Hoe is dit so dat ons partymal lewe, en dan bedoel ek nie jy nie, ek bedoel jy en ek. Hoe is dit dat ons partymal lewe asof hy nie hier is nie, of asof hy blind is en doof is? Dit pas tog nie, dit kan tog nie. Hoe is dit dat ons partymal banger is dat mense van ons sonde sal uitvind as dat God dit weet, en hy weet reeds? Nog iets wat ons moet besef is dat dit wat ek sondig, het geweldige ingevolge, nie net op my nie, maar op ander. Dit is so. Akan sondig, maar die hele Israel kom onder God se woede. Hy kyk nie net na elkeen nie, natuurlik na elkeen, en hy is by elkeen, maar hy kyk ook na ons saam as sy volk. En hier, soos ons dit belewe, kyk hy na ons as sy gemeente, sy liggaam. En as die een lid sondig, dan het dit impak op die hele liggaam. Natuurlik is die impak seker die meeste op jou gesin en die mense wat naby jou lewe. Maar definitief leer hierdie verhaal dat dit verder kan gaan. Ek en jy kan nie dink dat ons sonde eintlik niemand anders skade aanrig nie. Nee, dink weer. En nie net sonde goed wat ons verkeerd doen nie. Ook die regte goed wat ons weet ons moet doen, maar ons dit nie doen nie. Niemand weet dat ek nie vir hulle voorbidding doen nie, en tog sê God, bid vir mekaar. Dis nie 'n suggestie wat hy gee nie, en so kan ek baie ander gaan haal, waar hy sê, hê mekaar lief soos wat ek julle lief het, en dan hou ek net 'n vriendelike gesig voor, maar ek het nie regtig lief nie. Dit het gevolge. Ons moet ophou om te doen wat verkeerd is en wat nie pas by God se kinders nie. En ons moet begin om te doen wat pas. Of aanhou daarmee as jy reeds te doen. Want dit is altyd hierdie ding van minder van die een en meer van die ander. Definitief roep die teks ons daarvoor op. Die verhaal van Akan roep ons op tot selfondersoek. Dat ons sal besef dat selfs goed wat ek in die geheim doen, 'n aaklige impak kan hê op baie ander.
Selfs al weet hulle nie van my sonde nie, en selfs al weet ek nie van die gevolge nie. Natuurlik moet ons onthou wat 'n geweldige impak het dit op die verhouding wat ons het met ons liefdevolle Vader. Wat sy lewe vir ons in Christus gee, en ons wat aanhoudend meer en meer doen, om dit te noodsaak. Maar weet jy, dit bring my eintlik by die heel belangrikste boodskap uit hierdie teksgedeelte. Al hierdie goed wat ons gesê het is waar. Maar hier is 'n baie belangrike boodskap wat ons nie moet mis nie. Vir die volk om weer aan God se kant te wees en om weer in God se vreugde en sy oorwinning te kon deel, om weer die beloofde land in besit te kan neem, moes die sonde onder hulle uit weggevat word. Hulle moes gereinig word. Dit moes aan die ban oorgegee word vir God om sy straf daaroor te voltrek. En net so gaan dit met die ganse mensdom van alle tye en alle plekke, met my en met jou en met hierdie gemeente en elke gemeente net so. Ons is weens die sonde nie aan God se kant nie. En eers wanneer die sonde onder die mense weggevat word, eers dan kan ons weer aan sy kant wees. Eers sonder die sonde kan ons met hom versoen wees. Eers sonder die sonde kan ons deel in sy oorwinning en sy heerlikheid. God se banvloek moet hierdie sonde onder ons uitneem. Maar weet jy, wanneer hy daai vloek oor jou en my bring, dan sal dit ons vernietig en vir ewig sal ons in sy vuurgloed van die hel wees. En dan sal dit nog te min wees. Behalwe net wanneer jy in Jesus Christus glo. Want hy neem jou sonde, wat jy glo, hy neem jou sonde op hom. En die banvloek van God wat op jou moes afkom weens jou sonde, gee God oor hom. Dit tref hom daar, in sy hele lewe van lyding, maar besonder aan die kruis, waar God se wraak op sonde rou op hom afkom, en hy daar hang en ly en sterf. En in sy opstanding bewerk hy vir ons wat in hom glo 'n nuwe lewe. Maar nou aan God se kant. Want hy het die sonde weggeneem. Dis uit ons lewe uit. Hy het dit skoon gemaak. Ons is weer aan God se kant. In Christus is daar nie meer vir ons banvloek nie. Want die sonde is nie meer daar nie. Hy het volledig klaar daarmee gespeel. Soos die banvloek oor Akan die sonde uit Israel moes verwyder het, om hulle weer aan God se kant bring. So, en baie meer is dit. Verwyder Christus die sonde uit sy liggaam, uit sy kerk, uit sy gelowiges. En word ons aangeneem aan sy kant as kinders van God. Gered van die banvloek van almal daar buite en gesuiwer van die sonde hier binne. Daar's nie meer verwarring nie. Daar's nie meer 'n angstigheid nie, daar's nie meer 'n benoudheid nie. Daar's geen vrees nie. Vrede by God. Met sy teenwoordigheid 'n absolute sekerheid. Sonder Christus is die banvloek van God jou voorland, soos wat Akan destyds daaronder moes ly. Maar vir ewig, sonder ophou. En dan wil mens tog uitroep, tog net nie dit nie. Nee, dit hoef nie so te wees nie.
Glo in Christus, raak ontslaaf van jou sonde in jou lewe. Baie meer mense ly daaronder as wat jy weet. Raak ontslaaf daarvan. Maar neem al jou sonde en al jou gestoei om dit te oorwin, neem dit in belydenis na God toe. Skud dit voor hom uit. Sê vir hom daarvan, soos wat Akan eerlik was en alles voor God bely het. Doen dit. Alles wat jy van God terughou. Alles wat jy nog nie doen nie. Dan lê jy dan daarop toe in hierdie nuwe lewe wat hy jou gee uit sy opstanding uit. 'n Nuwe lewe om hom te plesier in agting en gehoorsaamheid. Glo in hom. Hy is getrou aan sy beloftes. Jy kan verseker weet dat Jesus Christus jou sondes verwyder, dat hy dit wegneem, van jou rekening afneem, want hy dit vereffen, dat hy jou lewens met sy lewensoffer jou vrykoop om aan God se kant te wees, en dan sonder sonde in sy geregtigheid volkome te deel in sy heerlikheid. En daardie beloofde land vir wie wat om die draai is, ons staan op die drempel daarvan, die nuwe hemel en die nuwe aarde, die koninkryk, die hemelse koninkryk van Jesus Christus ons Here. Glo in hom, begeer hom. Amen. Kom ons bid saam.